Hallo julle, ons gaan aan met Samuel, die eerste boek van Samuel. Ons begin by hoofstuk 1, die gelofte van Hanna en die geboorte van Samuel. Daar was 'n sekere man uit Ramathaim, 'n Sefiet, uit die gebergte van Efraim. En sy naam was Elkana, die seun van Jeroham, die seun van Elihu, die seun van Tohu, die seun van Sif, uit Efratiet. En hy het 2 vroue gehad, met die naam van die een was Hanna, en die naam van die tweede was Penina. En Penina het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie. En die man het die jaar tot jaar opgegaan uit sy stad, om te aanbid en aan die hemelse Vader van die leerskare te offer in Silo, waar die 2 seuns van Eli, Hofni en Pinias, priesters van die hemelse Vader was. En op die dag het Elkana geoffer en aan sy vrou Penina en al haar seuns en haar dogters dele van die offervleis gegee. Maar aan Hanna het hy 'n dubbele deel gegee, want hy het Hanna liefgehad. Maar die hemelse Vader het haar moederskoot toegesluit. En haar medelydingsster het haar ook bitterlik geterg om haar te vertoorn, omdat die hemelse Vader haar moederskoot toegesluit het. So het hy gedoen van jaar tot jaar, telkens as sy opgaan in die huis van die hemelse Vader. So het sy haar geterg, dat sy geween het en nie wou eet nie. En haar man Elkana sê vir haar, Hanna, waarom ween jy? En waarom eet jy nie? Waarom is jou hart bedroef? Is ek vir jou nie beter as 10 seuns nie? Toe staan Hanna op nadat hulle geëet het en nadat hulle gedrink het uit in Silo, terwyl die priesters Eli op die stoel sit by die deurpos van die tempel van die hemelse Vader, en bitter bedroef het sy tot die hemelse Vader gebid en bitterlik geween. En sy het die gelofte gedoen en gesê, Hemelse Vader van die leerskare, as u waarlik die ellende van u diensmaat aangesien het, aan my dink en u diensmaat nie vergeet nie, maar u diensmaat 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die hemelse Vader gee, al die dae van sy lewe, en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. En toe sy lank gebid het voor die aangesig van die hemelse Vader, en Eli op haar mond ag gegee het, want Hanna het in haar hart gespreek, net haar lippe geroer, maar haar stem kon nie gehoor word nie, het Eli gedink dat sy dronk was. En Eli sê vir haar, hoe lank wil jy soos 'n dronk mens gedra? Sit jou wyn van jou af weg. Maar Hanna antwoord en sê, nee my heer, ek is 'n vrou, beswaard in my gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die hemelse Vader uitgestort. Hou tog nie u dienares vir 'n degeniet nie, want vanweë my baie sorge en verdriet het ek tot nou toe gespreek. En Eli antwoord en sê, gaan in vrede en mag die God van Israel jou bede gee wat jy van hom gebid het. Daarop sê sy, mag die dienares guns in u oë vind. Die vrou het toe daar weggegaan en sy het geëet en haar aangesig was anders. Toe het hulle die môre vroeg klaargemaak en voor die aangesig van die hemelse Vader aanbid en teruggegaan en by die huis van Rama gekom. En Elkana het sy vrou Hanna beken en die hemelse Vader het aan haar gedink. En by die wisseling van jaar het Hanna, wat swanger was, 'n seun gebaar en hom Samuel genoem, want het sy gesê, ek het hom van die hemelse Vader gebid. Toe die man Elkana dan met die hele huisgesin gegaan het, om aan die hemelse Vader jaarliks te offer, en sy gelofte offer te bring, het Hanna nie opgegaan nie, maar sy het aan haar man gesê, eers wanneer die seun gespeen is, sal ek hom bring, dat hy kan verskyn voor die aangesig van die hemelse Vader, en daar vir altyd bly. En haar man Elkana het aan haar gesê, doen wat goed is in jou oë, bly totdat jy hom gespeen het, mag die hemelse Vader met sy woord bevestig. Die vrou het toe gebly en haar seun gesoog, totdat sy hom gespeen het. En sodra sy hom gespeen het, het sy hom met haar saamgebring
met die 3 bulle en 'n eva meel en 'n sak wyn, en sy het hom gebring in die huis van die Hemelse Vader in Silo, en die seuns was nog jonk, en hulle het die bul geslag en die seun van Eli gebring, en toe sy gesê het, ag my Heer, so was u siel, leef my Heer, ek is die vrou wat hier by u gestaan het, om tot die Hemelse Vader te bid. Om hierdie seun het ek gebid, en die Hemelse Vader het my bede aan my gegee, wat ek hom gebid het. So staan ek hom dan ook af aan die Hemelse Vader, al die dae wat hy leef. Hy is aan die Hemelse Vader afgestaan, en hy het die Hemelse Vader daar aanbid. Hoofstuk 2, die lofsang van Hana. Toe het Hana gebid en gesê, my hart jubel in die Hemelse Vader, my horing is hoog in die Hemelse Vader, my mond is wyd oop oor my vyande, want ek verheug my in die verlossing. Niemand is heilig soos die Hemelse Vader nie, ja, daar is niemand buiten u, en daar is geen rots soos onse God nie. Spreek nie voortdurend al te hoog nie, laat vermetele tale nie uit jou mond uitgaan nie, want die Hemelse Vader is 'n God van diepte kennis, en deur hom word die dade beproef. Die boog van die helde is verbreek, maar die wat gestruikel het, is met krag omgord. Die wat versadig was, het hulle vir brood verhuur, maar wat honger gehad het, rus. Selfs die onvrugbare het 7 gebaar. Maar sy wat ryk aan kinders was, het verwelk. Die Hemelse Vader maak dood en maak lewend. Hy laat neerdal in die doderyk en laat daaruit opkom. Die Hemelse Vader maak die arm en maak ryk. Hy verneder ook en verhoog hy. Hy rig die geringe uit die stof, uit die ashoop verhef. Hy die behoeftige om hulle te laat sit by die vorste en hulle 'n erestoel te laat beerwe. Want die Hemelse Vader behoort die pilare van die aarde en hy het die wêreld daarop gevestig. Die voete van die gunsgenote bewaar hy, maar die goddelose mense kom in die duisternis, want 'n mens oorwin nie deur die krag nie. Die wat die Hemelse Vader twis, word verpletter, en oor die donder hy in die hemel. Die Hemelse Vader oordeel die eindes van die aarde, en hy gee sterkte aan die konings en verhef die horing van sy gesalfde. Daarna het Elkana na sy huis na Rama gegaan, en terwyl die seun by die priester Eli, het hy by die Hemelse Vader bly dien. Die goddeloosheid van Eli se seuns, vanaf vers 12. Maar die seuns van Eli was deegniete. Hulle het die Hemelse Vader nie erken nie. Die handelwyse van die priesters teenoor die volk was so: as iemand 'n offer slag, dan kom die dienaar van die priester net soos die vleis kook met 3 tandvurk in sy hand, en steek dit in die kastrol, of in die pot, of in die pan, of in die skottel. Alles wat die vurk optrek, neem die priester vir homself. So het hulle met al die Israeliete gedoen, wat daar in Silo gekom het. Selfs voordat hulle die vet aan die brand steek, kom die dienaar van die priester en sê aan die man wat offer: gee vleis om vir die priester te braai, want hy sal nie gekookte nie, maar met die rou vleis van jou neem. As die man vir hom sê: laat hulle net eers die vet aan die brand steek, neem dan vir jou soos jou siel begeer, dan sê hy: nee, maar jy moet dit nou gee, en so nie, dan neem ek dit met geweld. En die sonde van die jong manne was baie groot voor die aangesig van die Hemelse Vader, want die mense het die offer aan die Hemelse Vader verag. Maar Samuel het as seun gedien voor die aangesig van die Hemelse Vader, omgord met die linne en die skouerkleed. En sy moeder was gewoond om vir hom 'n klein manteltjie te maak, wat sy jaar tot jaar vir hom gebring het, as sy met haar man opgegaan het om jaarlikse offers te bring. Dan seën Eli Elkana en sy vrou en sê: mag die Hemelse Vader jou 'n nageslag gee uit hierdie vrou, ter vergoeding van wat aan die Hemelse Vader afgestaan is. Daarop gaan hulle na sy woonplek toe. En die Hemelse Vader het ag gegee op Hana, sodat sy swanger geword het en nog 3 seuns en 2 dogters gebaar het.
en die seun Samuel het groot geword by die Hemelse Vader. Maar Eli was baie oud en as hy hoor alles wat sy seun aan die hele Israel doen en dat hulle gemeenskap hou met die vroue wat dien by die ingang van die tent van samekoms, dan sê hy vir hulle, waarom doen julle sulke dinge dat ek van hierdie volk, van die hele volk, julle slegte dinge moet hoor? Dit nie wees nie, my seuns, wat dit is, geen goeie gerig wat ek hoor nie. Julle maak dat die volk van die Hemelse Vader oortree. As 'n mens teen 'n mens sondig, dan beslis die owerheid oor hom. Maar as 'n mens teen die Hemelse Vader sondig, wie sal dan vir hom as 'n skeieregter optree? Maar hulle het nie na hul Vader geluister nie, want die Hemelse Vader wou hulle ombring. Maar die seuns van Samuel het toegeneem in grootte en guns by die Hemelse Vader, sowel as by die mense. Voorspelling van die val van Eli se huis, vanaf vers 27. En daar het 'n man van God by Eli gekom en vir hom gesê, so spreek die Hemelse Vader, het ek my nie duidelik geopenbaar aan die huis van jou vader toe hulle in Egipte in die huis van Farao was nie? En ek het hom vir my as 'n priester uitgekies en uit al die stamme van Israel, om op die altaar te klim, om die reukwerk aan die brand te steek, om die skouerkleed te dra voor my aangesig, en ek het aan die huis van jou vader al die 4 offers van die kinders van Israel gegee. Waarom verag julle my slagoffer, my spysoffer, wat ek in my woning beveel het, en eer jy jou seuns meer as vir my, deur julle vet te voer met die beste van elke offergawe van my volk Israel. Daarom spreek die Hemelse Vader, die God van Israel, ek het wel duidelik gesê, jou huis en die huis van jou vader sal voor my aangesig wandel tot in ewigheid. Maar nou spreek die Hemelse Vader, dit is ver van my, want die wat my eer sal ek eer, maar die wat my verag sal ek veragtelik teenoor wees. Kyk, die dae kom, dat ek jou arm en die arm van jou vader sy huis sal afkap, sodat daar geen bejaarde in jou huis sal wees nie. Dan sal jy die benodigheid van my woning aanskou, en alles waaraan hy aan Israel goed sal doen. En in jou huis sal daar al die dae geen bejaarde wees nie, maar ek sal jou om jou oë te laat wegkwyn en jou siel te laat versmag, een vir jou nie uitroei van my altaar af nie, en al die aangroei uit jou huis, sal op manlike leeftyd sterwe. En dit sal vir jou 'n teken wees, wat oor jou 2 seuns, oor Hofni en Pinias, sal kom. Op een dag sal hulle albei sterwe. En ek sal vir my 'n getroue priester verwek, wat sal handel soos dit in my hart en in my siel is, en ek sal vir hom 'n bestendige huis bou, sodat hy al die dae voor die aangesig van my gesalfde kan wandel. En almal wat in jou huis oorbly, sal kom om hulle voor hom neer te buig, vir 'n geldstukkie en vir 'n brood. En hulle sal sê, voeg tog by een van die priesterordes, dat ek 'n stukkie brood kan eet. Hoofstuk 3, die gesig van Samuel. En die seun Samuel het die Hemelse Vader gedien voor Eli, en het die woord van die Hemelse Vader was skaars in die dae, gesigte was daar nie baie nie. In die tyd, dan terwyl Eli op sy plek lê en slaap, sy oë en al begin swak word, sodat hy nie kon sien nie. Toe die lamp van God nog nie doodgegaan het nie, en Samuel lê en slaap in die tempel van die Hemelse Vader, waar die ark van God was. En die Hemelse Vader na Samuel geroep, en hy het geantwoord, hier is ek. Daarop loop hy na Eli en sê, hier is ek wat u my geroep het. Maar hy antwoord, ek het nie jou geroep nie, gaan slaap maar weer. Hy het toe geloop en gaan lê. Verder het die Hemelse Vader Samuel weer geroep. En Samuel het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, wat u my nou geroep het. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, my seun gaan slaap maar weer. Maar Samuel het die Hemelse Vader nog nie geken nie, ook was die woord van die Hemelse Vader nog nie aan hom geopenbaar nie. En die Hemelse Vader het aan Samuel weer geroep, en vir die 3de maal
En hy het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe merk Eli dat die Hemelse Vader die seun geroep het. Daarom het Eli vir Samuel gesê, gaan lê en as hy roep, moet jy antwoord, spreek Hemelse Vader, want u knegt hoor. Toe het Samuel geloop en op sy plek gaan lê. En toe die Hemelse Vader kom, gaan staan en geroep soos die vorige kere, Samuel, Samuel, en Samuel het geantwoord, spreek, want u knegt hoor. Toe het die Hemelse Vader aan Samuel gesê, kyk, ek gaan die ding doen in Israel waarvan elkeen wat dit hoor, sy 2 ore sal tyd. Die dag sal ek aan Eli vervul, alles wat ek oor sy huis gespreek het, van begin tot eind, en ek sal hom te kenne gee dat ek sy huis gaan oordeel tot in ewigheid oor die ongeregtigheid wat hy geweet het, want toe sy seuns skande oor hulself gebring het, het hy hulle nie streng bestraf nie. En daarom sweer ek aangaande die huis van Eli, waarlik, die ongeregtigheid van die huis van Eli sal tot in ewigheid nie deur slagoffers of spysoffers versoen word nie. En Samuel het bly lê tot die môre toe en hy het die deure van die huis van die Hemelse Vader oopgemaak, maar Samuel was bevrees om die gesig aan Eli mee te deel. En Eli het Samuel geroep en gesê, Samuel my seun, en hy antwoord, hier is ek. Toe vra hy, wat is die woord wat hy met jou gespreek het? Verberg dit tog nie vir my nie. Mag God so aan jou doen en so daaraan toedoen, as jy iets van my woorde wat hy met jou gespreek het, vir my verberg. En Samuel het hom al die woorde meegedeel en niks vir hom verberg nie. En hy het gesê, hy is die Hemelse Vader, laat hom doen wat goed is in sy oë. En Samuel het groot geword en die Hemelse Vader was met hom. En hy het nie een van al sy woorde onvervuld laat bly nie. En die hele Israel van Dan tot Berseba het erken dat Samuel betroubaar was en as 'n profeet van die Hemelse Vader. En die Hemelse Vader het weer verskyn in Silo, want die Hemelse Vader het hom geopenbaar aan Samuel in Silo deur die woorde van die Hemelse Vader. Hoofstuk 4. Die Filistyne verslaan Israel, neem die verbondsark en dood van Eli se seuns en van Eli self. En die woord van Samuel het tot die hele Israel gekom en Israel het uitgetrek vir die geveg, die Filistyne tegemoet en hulle het laar opgeslaan by Eben Haser van die Filistyne en het die laar opgeslaan by Afek. Toe die Filistyne hulle opstel om Israel te ontmoet en die geveg ontwikkel, is Israel voor die Filistyne verslaan en hulle het op die vegterrein in die veld omtrent 4000 man doodgeslaan. Terwyl die manskappe van die laar ingekom het, sê die oudstes van Israel, waarom het die Hemelse Vader ons vandag voor die Filistyne verslaan? Laat ons die verbondsark van die Hemelse Vader uit Silo na ons toe bring en dat onder ons inkom en ons verlos uit die hand van ons vyande. Daarop het die manskappe na Silo gestuur en hulle het die verbondsark van die Hemelse Vader van die leerskare wat op die geribstroon daarvandaan gaan haal. En die 2 seuns van Eli, Hofni en Pinjas, was daar by die verbondsark van God. En net toe die verbondsark van die Hemelse Vader in die laar inkom, hef die hele Israel 'n groot kruisskree aan sodat die aarde gedreun het. En die Filistyne het die geluid van die gejuig gehoor en gesê, watter geluid van die groot kruisgeskree is dit in die laar van die Hebreëus? Toe verneem hulle dat die ark van die Hemelse Vader in die laar gekom het. En die Filistyne het bang geword en wat hulle het gesê, God het in die laar gekom en hulle het gesê, wee ons, want so iets het gister en eergister nie gebeur nie. Wee ons, wie sal ons red uit die hand van hierdie geweldige gode? Dit is dieselfde gode wat die Egiptenaars met allerhande plaag getref het in die woestyn. Wees dapper en gedra julle soos manne, Filistyne, dat julle nie miskien die Hebreërs dien, soos julle gedien het nie. Gedra julle dan soos manne en veg. Toe die Filistyne geveg en Israel is verslaan, sodat hulle gevlug het, elkeen na sy tente toe. En die slagting was baie groot van Israel, daar het 30.000 voetgangers geval.
Die ark van God is ook geneem en die twee seuns van Eli, Hofni en Pinjas het gesterwe. Toe het die Benjaminiet van die slagveld af gehardloop en dieselfde dag in Silo aangekom met die geskeurde klere en grond op sy hoof. Terwyl hy aankom, sit Eli juis in uitkyk op 'n stoel aan die kant van die pad, want hy was besorg oor die ark van God, en die man het gekom om dit in die stad mee te deel, en die hele stad het geskreeu. Toe Eli dan die geluid van die geskreeu hoor, sê hy, wat is dit vir 'n rumoerige geluid? En die man het gou gekom en dit aan Eli meegedeel. Eli was 98 jaar oud, en sy oë het styf gestaan, sodat hy nie kon sien nie. En die man het vir Eli gesê, dit is ek wat van die slagveld gekom het. Ja, ek het vandag van die slagveld gevlug. En hy vra, wat het daar gebeur, my seun? En die boodskapper antwoord en sê, Israel het voor die Filistyne gevlug, en daar was ook 'n groot neerlaag onder die manskappe, en u twee seuns Hofni en Finehas het ook gesterwe, en die ark van God is geneem. Toe het hy melding gemaak van die ark van God en val hy agteroor van sy stoel af aan die kant van die poort, sodat hy sy nek gebreek en gesterf het. Want die man was so oud en swaar, en hy het Israel 40 jaar lank gerig. En sy skoondogter, die vrou van Pinjas, was verheen in haar swangerskap. Toe sy dan in die tyding hoor dat die ark van God geneem is, en dat haar skoonvader en haar man gesterf het sy haar krom gebuig en gebaar, want haar barenswee het haar oorval. En terwyl sy op sterwe lê, sê die vrou wat by haar staan, wees nie bevrees nie, want jy het 'n seun gebaar, maar sy het nie geantwoord en dit nie ter harte geneem nie. Maar die seentjie Ikabod genoem en gesê, weggevoer is die eer uit Israel, met die oog op die wegnemings van die ark van God, en met die oog op haar skoonvader en haar man. En sy het gesê, weggevoer is die eer uit Israel, omdat die ark van God geneem is. Hoofstuk 5, die ark in Filistia. En die Filistyne het die ark van God geneem en dit van Eben-Haseer af na Asdod gebring. Daarop het die Filistyne die ark van God geneem en dit in die huis van Dagon gebring en dit langs Dagon neergesit. En toe die Asdodiete vroeg die volgende môre daarheen gaan, sien hulle dat Dagon lê met sy gesig op die grond voor die ark van die Hemelse Vader. En hulle het Dagon geneem en hom weer op sy plek gesit. Maar toe hulle die volgende môre vroeg opstaan, sien hulle dat Dagon lê met sy gesig op die grond voor die ark van die Hemelse Vader. Maar die hoof van Dagon en sy 2 handpalms lê afgebreek op die drempel. Net Dagon se lyf het aan hom oorgebly. Daarop trap die priesters van Dagon en almal wat in die huis van Dagon ingaan, tot vandag toe nie op die drempel van Dagon in Asdod nie. Maar die hand van die Hemelse Vader was swaar op die Asdodiete, en hulle het verskrik en hulle het getref met geswelle Asdod en sy grondgebied. Toe die manne van Asdod sien dat dit so gaan, sê hulle, die ark van God van Israel mag nie by ons bly nie, want sy hand druk swaar op ons en op ons God Dagon. Daarop het hulle al die vorste van die Filistyne by hulle byeen laat kom en gevra, wat moet ons met die ark van God van Israel doen? En hulle het gesê, laat die ark van God van Israel oorgaan na Gat toe. Daarop het hulle die ark van God van Israel oorgebring. Nadat hulle dit oorgebring het, was die hand van die Hemelse Vader teen die stad met baie groot verwarring, en hy het die mense van die stad getref, van die kleinste tot die grootste, sodat geswelle aan hulle uitgebreek het. Daarop stuur hulle die ark van God na Ekron, maar toe die ark van God in Ekron kom, het die Ekroniete geskree en gesê, hulle het die ark van God van Israel na my toe
oorgebring om my en my volk dood te maak. Daarom het die Filistyne al die vorste van die Filistyne byeen laat kom en gesê: Stuur die ark van God van Israel weg, dat dit na sy plek kan teruggaan en my volk nie doodmaak nie, want daar het 'n dodelike verwarring in die hele stad gekom. Die hand van God was daar baie swaar, en die mense wat nie gesterf het nie, is met geswelle getref, sodat die hulpgeroep van die stad na die hemel opgeklim het. Tot sover.